Ek gesels vandag met Dr. D.J.C. van Wyk Senior. Hy het onlangs 'n publikasie die lig laat sien waarin hy die werk en lewe van Dominee A.J.G. Oosthuizen en sy verhouding met die Hervormde Kerk bespreek het. Ek wil dadelik begin met 'n vraag wat daartoe lei en vra wat het daartoe aanleiding gegee. U beskryf Dominee A.J.G. Oosthuizen as 'n invloedryke predikant, een van die leiersfigure van die Nederduitse Hervormde Kerk. Waarom het jy 'n studie oor die lewe en die werk van Dominee Oosthuizen onderneem? Dit is inderdaad so dat ek vir Dominee Oosthuizen beskou het as 'n baie prominente teoloog. Dit was my ervaring uit 2 algemene kerkvergaderings wat ek bygewoon het, wat onder sy leiding plaasgevind het. En ek het hom nog 'n bietjie geken, persoonlik, nie baie goed nie, maar ek het met hom gekommunikeer en hom geken. En dan het ek dink ek kan sê ek het omtrent alles wat daar oor hom geskryf is in die kerk het ek gelees met verloop van tyd. Daarom het ek hom beskou as 'n baie prominente teoloog. Toe het ek ook gelees dat professor C.A. Rautenbach en professor Andries van Aarde, 2 gerekende teoloë van ons, by geleentheid geskryf het dat die periode 48 tot 64, die periode waarin Oosthuizen voorsitter was, deurslaggewende dryfvere verskaf vir die verdere verloop van die geskiedenis en dat dit 'n baie belangrike tydperk is. En daarom het ek gedink dit is belangrik dat dit een of ander tyd bietjie nagevors word. En toe lees ek op 'n stadium dat Bart Oberholzer, professor Bart Oberholzer, skryf dat Oosthuizen, dat hy bekommerd is dat onder Oosthuizen se leiding die Hervormde Kerk in 'n ander teologiese hoek gaan staan het, naamlik die van 'n burgerlike godsdiens. En dit het my in 'n mate verras, ontstel, maar ook geprikkel om vas te stel, is dit werklik so, want dit het gebots met die siening wat ek oor hom gehad het. En daarom het ek met die studie begin. Dominee Oosthuizen het in verskillende gemeentes gedien. Hy het onder andere in Germiston aan die Oosrand, Heidelberg en Noordelike Pretoria sy bedieningstyd uitgevoer. Ons praat in die kerk van 'n reggeaarde evangeliedienaar. Aan die hand van hierdie werk, waarom kan ons Dominee Oosthuizen as 'n reggeaarde evangeliedienaar beskou en waaruit blyk dit dat hy die kerk met oortuiging gedien het? Christo, ja, dit is 'n baie eenvoudige saak, dit is eintlik nie diepliggend nie. Hy het hier kom inskryf by Tikkies om onderwys te studeer en hy het hier in Sonopkoshuis kom bly, die huidige Sonop, hier in Brooklyn nog. En daar het hy sy 2 neefs, Teens en Johannes Dreyer, as buurman in 'n bierkamer gevind. Hulle het van dieselfde bierplaas afgekom daar in Wes-Transvaal in Leeupoort omgewing. En daar was ook die figuur van C.A. Rautenbach, die latere rektor van UP en predikant van die kerk. En sowel Rautenbach as die veral Dominee Johannes Dreyer het geskryf dat hulle het vir Dominee Oosthuizen, wat ook 'n neef van die Dreyers was, hulle was 3 neefs gewees. Hulle het hom bearbei en hom oorreed om teologie te studeer. Hierdie publikasie van u bestaan uit 6 dele. In die eerste deel beskryf u die jeugjare van Dominee Oosthuizen. U dui aan dat hy in die Wes-Transvaal gebore is. In 1918 het hy vir 'n BA-graad aan die Transvaalse Universiteitskollege ingeskryf. Aanvanklik was sy studie gerig op onderwys, maar toe studeer hy uiteindelik teologie en hy word as predikant in die Nederduitse Hervormde Kerk georden. Wat het daartoe bygedra dat hy sy studierigting verander en predikant geword het? Ja, die eerste kenmerk dink ek van 'n reggeaarde
dienaar van die woord, is dat daar getrouheid sal wees aan die verkondiging van die woord. En die kerk het altyd gesê lewenslank. Die kerk het eintlik verwag as jy predikant word, moet jy predikant bly, solank as wat jy lewe. En Oosthuizen het dit letterlik gedoen. Hy was vir 40 jaar lank predikant van die kerk gewees. En toe het hy nog vir 2 jaar nadat hy geëmeriteer het, het hy nog vir 2 jaar in klein gemeentetjies gewerk, tot by sy dood. Hy het met ander woorde voldoen daaraan om lewenslang die evangelie te verkondig. Hy het geleentheid gehad hy was aanvanklik geïnteresseerd in onderwys. Hy het geleentheid gehad, hy het 'n uitnodiging gehad by geleentheid om 'n volksraadslid te word, parlementslid. En hy het dit het lekker gelag daaroor. Maar hy het dit beslis van die hand gewys en gesê hy is predikant en hy wil predikant bly. Oosthuizen het die gawe gehad om 'n verstaanbare, skrifgebonde prediking te lewer. Hy was deurdronge van respek vir die heilige dinge van God, vir die naam van God, vir die woord van die Here en veral vir die erediens. Het hy gesê dat die erediens daar moet stilte wees, daar moet gewydheid wees, daar moet respek wees. Hy het meermale die uitdrukking gebruik dat ons moenie met buurmans gemeensaamheid oor die Here praat en met die Here verkeer in die erediens veral nie. Hy het maar bedoel, ons moet nie met die Here praat soos wat 'n man met jou buurman hier oor die straat gesels in daai trant nie. Hy moet daar met respek en eerbied wees. Dit spreek ook uit 'n houding van hom tydens die verhoor van die Geysersaak. Daar het dit gaan oor die vraag of Jesus waarlik God is. En Oosthuizen het gesê hy weier dat in 'n oop vergadering van die kommissie waar die pers teenwoordig is en waar lede van die publiek teenwoordig is, enigeen kon daar inkom, dat hulle sit en luister na 'n stryery van lidmate onder mekaar oor die godheid van Jesus. Hy laat dit nie toe nie. Daar kan net oor die saak gepraat word agter geslote deure as dit 'n geslote vergadering is. Hy was voluit in lyn met die ethos en die geskiedenis van die hervormde kerk. Hy het baie groot liefde gehad vir die hervormde kerk en vir sy mense. Daar was volop getuienis in al die gemeentes waar hy gewerk het. Agterna in die hervormer as hy verhuis het, dat hy 'n baie eerlike en harde werker gewees het. En hy het 'n Christelike lewenswyse gehandhaaf. Christo, ons weet die kerk het die 2 vereistes. Jy moet die woord van God verkondig, maar jy moet ook 'n Christelike lewe lei. Die Hollanders het 'n mooi uitdrukking gehad, hulle het gespot en gesê, party dominees is suiwer in het leer, maar slordig in het leven. En dit is fataal vir die evangelie. As jy die evangelie verkondig in jou lewe, getuig van 'n ander wyse van lewe as wat jy verkondig, as wat jou verkondiging van spreek, dan is dit fataal vir jou prediking. En Oosthuizen het werklik 'n godvreesende man gewees en hy het 'n Christelike lewe gelei, nugter, vroom. Ek het gelees iewers dat hy sy paas beskryf as 'n man met vroom, met nugter godsdienstsin
en sy ma 'n diep gelowige vrou. Dit het hy as erfenis meegeneem op die lewenspad. Hy was nugter en vroom in sy teologiebeoefening, diep afhanklik van God, nederig en beskeie, en hy was baie hoog geag vir sy menslievendheid en sy vriendelike omgang met mense. Dis maar 'n paar dinge wat ek noem, Christo, maar ek dink dit is die basiese van wat die kerk bedoel as hy praat van 'n reggeaarde evangeliedienaar. En alles wat ek van Oosthuizen gelees het hy daaraan voldoen. Ek het in geen opsig daarvan afgewyk nie. Daarom dat ek hom beskryf het as 'n reggeaarde evangeliedienaar. Dr. Daan, u meld dat Dominee Oosthuizen ook 'n kultuurmens was. Dit in die agtergrond van sy uittydse gebeure en vraagstukke. En watter rol het sy teologie hierin gespeel? Hy het alle vorms van politiekery in die kerk het hy met beslisheid afgewys. Hy was, soos ek sê, 'n keer genooi om volksraadslid te word. Hy het dit met beslisheid van die hand gewys. En hy het vanuit sy Christelike geloofsoortuigings het hy alle diskriminasie van mense onderling teenoor mekaar het hy verwerp. Dis wel waar dat A.J.G. Oosthuizen in die beleid van parallelle ontwikkeling, soos wat dit destyds aanvanklik genoem is, dat hy daar 'n oplossing gesien het vir die rasseprobleme in Suid-Afrika. Maar veral ook, Christo, dat hy daar 'n oorlewingsmoontlikheid gesien het vir die Afrikaner. Die Afrikaners was destyds erg bedreig, die Afrikaners en die blankes in die algemeen. En die gedagte het sterk geleef dat as hulle in 'n land woon waar hulle nie meer seggenskap het oor hulle eie sake nie, dit tot ondergang sal lei. En daarom het dit hom aan my hart gegryp en hy het die beleid van 'n parallelle ontwikkeling gesien as 'n manier wat die Afrikaners kon oorleef, terwyl hulle vir alle ander volksgroepe dieselfde gun wat hulle vir hulle self opeis. Dit is waar dat Dominee Oosthuizen 'n egte Afrikaner patriot was. Maar hy wou Afrikaner wees. Hy wou nie 'n politicus wees nie. Hy skerp grense getrek tussen Afrikanerskap, sy kultuur, uitlewing, sy patriotisme en politiek. Ek kan as voorbeeld noem, hy het aanvanklik by die Ossewa brandwag aangesluit. Die Ossewa brandwag wat aanvanklik 'n suiwer kultuurorganisasie was en die voortrekker ideale nagestreef het. Oosthuizen het hom daarmee vereenselwig en hy het by die Ossewa brandwag aangesluit. Maar gaandeweg het die Ossewa brandwag 'n politieke beweging geword en toe selfs militaristiese trekke aangeneem. En toe daar 'n berig kom van lewensverlies waar lede van die OB met die geregsdienaars gebots het en daar's iemand dood, het hy sy muur bedank en gesê hy wil nie aan 'n organisasie behoort waar daar lewensverlies van mense kom nie. Hy het gevoel, hy was oortuig, hy het dit beleef dat Afrikanerskap die gestalte was waarin hy sy menswees ontvang het en dat hy graag vry wou wees om sy Afrikanerskap, sy kultuur, gebondenhede te kan uitlewe. En dit is dinge wat in die kerk van destyds algemeen aanvaar gewees het, dat 'n predikant kan sy
kultuur, sy liefde vir sy kultuur, vir sy taal, vir sy volk, vir sy geskiedenis uitleef en dat dit nie 'n botsing hoef te wees met sy predikantskap, met die woordverkondiging nie. Oosthuizen het meer kere sy verbasing daaroor uitgespreek, dat die Hollanders dit vir hulle predikante gegee het. Maar as hulle hier in Suid-Afrika kom, dan het hulle ons predikante veroordeel omdat hulle kultuur uitleef. Ek wil ook die voorbeeld noem van wyle professor van Selms, 'n Nederlander wat Suid-Afrika toe gekom het. Hy het hier 'n pos by die universiteit gekry in Semitiese tale as lektor. En hy het predikant in die hervormde kerk geword. En toe die oorlog uitbreek, het hy bedank by die universiteit. En hy het gaan aansluit by die Nederlandse leer. Dit was vir hom logies dat hy dit moet doen in solidariteit met sy volk se afhanklikheidsdrang en afhanklikheidsstrewe. En dit is wat Oosthuizen gevoel het, dat hy hom vereenselwig met die Afrikaners se stryd om oorlewing. Maar hy het nie sy politiek en sy kultuur uitlewing met mekaar vermeng nie. In deel 3 van hierdie studie beskryf en ontleed u die hervormde kerklike bewussyn, sowel as die teologiese idioom van die kerk. U doen dit teen die historiese agtergronde tot 1948 en dit vorm die breë raamwerk waarteen u dan in deel 4 en 5 op Oosthuizen se diens en invloed fokus. Hoe sou u hierdie era opsom en wat was kenmerkend van die hervormde kerk se teologiebeoefening? Ja, Christo, die tydvak hier van die laat 40er jare af na die 80er jare, toe was 'n baie voorspoedige tyd in Suid-Afrika. Dit het ekonomies goed gegaan. Dit het landboukundig baie goed gegaan. Dit was redelik rustig. Die nagevolge van die Anglo-Boereoorlog was min of meer het versag. Die rebellie en sy uitwerkinge was agter die rug gewees. Die Eerste en Tweede Wêreldoorlog was agter die rug. Gebeure wat onder die Afrikaners baie beroeringe gebring het, aansluiting by die kwessie van deelname aan die Tweede Wêreldoorlog byvoorbeeld. Die depressie van die 30er jare, die groot droogte. Die gevolge van al die goed was min of meer agter die rug en daar was redelike rus en orde en vrede. En dit het tot sterk groei gelei, ook in die kerk. Ook sterk getalle groei. En in die tyd het saamgeval met die tydperk wat Oosthuizen voorsitter van die Algemene Kerkvergadering was. Rautenbach het 'n keer geskryf dat daai tydperk het gewag op geskikte leiding. En Oosthuizen was beskik gewees as 'n sterk leier gedurende daardie tyd om ook op kerklike gebied goeie werk te doen. Dit was die tyd waarin die kerk sy sendingwerk gegrondves het, sterk tot uitvoer gebring het. Die tyd waarin die kerk 'n eie teologiese opleiding vir die sendingkerk by Klipdrift gevestig het. Dit was goeie jare gewees vir die land en vir die kerk. As ek teen daai agtergrond iets sê oor die teologie van die kerk, is ook maar baie kort en opsommend. Die hervormde kerk se teologie is veel fasettig, sal ek sê. Baie fasette. Ons glo nie aan geslote sisteme nie. Maar as ek bloot 'n paar dinge kan opnoem, die kerk se teologie het bekend gestaan as midde-ortodoks.
Dis nie soseer 'n middelweg nie of middelgrond nie. Maar dis 'n afgrensing teen dogmatisme enerzijds en leervryheid en liberalisme aan die ander kant. Die kerk se teologie is ook beskryf as Bybels reformatories. Met ander woorde, hy is gegrond en uitgaande van die Bybel, die woord van God. Maar histories aangesluit by die reformatie van die 16de eeu en die belydenisskrifte wat daar ontstaan het. As ek die teologie wat genoem is Bybels reformatories verder iets kan oor kenmerk, dit was 'n oop teologie, oop na die toekoms toe, maar nie sonder respek vir die verlede nie. Dit is ook 'n teologie wat baie sterk, ek het dit al vermeld, maar ek wil iets meer sê daaroor, klem gelê het op die gewydheid en die erns van die erediens. Daar moet eerbied en erns wees. Die predikant moet eerbied en vroomheid uitstraal. As die predikant op die preekstoel verskyn, moet dit duidelik wees dat hy of sy kom uit die verborgenheid, die binnekamer van die worsteling en gebed met God. Die kerk het baie groot erns gehad in die gewydheid en die handhawing van die gewydheid van die erediens. Daar is 'n neiging deesdae van die eredienste so 'n soort van 'n gesellige byeenkoms te maak. En vermaak te verskaf vir die lidmate. Dit is nie eie aan die kerk se ethos en sy gebruik nie. Ek dink daar moet baie sterk daarteen gewaak word. Dis min of meer 'n paar sake wat ek sou wou noem oor die kerk se eie teologie. Die eie aardigheid, laat ek dit so noem, van die kerk se teologie. En in alles wat ek oor Rautenbach ervaar het self, van hom gelees het, het ek ervaar dat hy in ooreenstemming is met hierdie teologie. Nergens daarvan enige ernstige afwyking gehad het nie. In deel 6 bespreek u die hervormde kerk en die ekumene. Van die onderskeidende oomblikke in die kerk se geskiedenis was die Wêreldraad van Kerke se beraad by Cottesloe. Dit het geduur van 7 tot 14 Desember 1960 in Johannesburg. Aanvanklik was dominee A.J.G. Oosthuizen baie positief, maar later is hy ontnigter. Waarom die ontnigtering en wat was die gevolge daarvan? Ja, Christo, hy was inderdaad baie positief. Hy het in 1948 sterk gepleit by die Algemene Kerkvergadering om aan te sluit by die Wêreldraad van Kerke. Hy het in 1954 het hy die Evanston Beraad, die tweede vergadering gaan bywoon van die Wêreldraad. Hy het teruggekom en hy het gesê daar is baie kritiek teen Suid-Afrika. Maar dit lyk vir hom steeds sinvol dat die kerk by die Wêreldraad van Kerke bly. Hy het dit gesien as 'n uitstekende gespreksgeleentheid vir 'n teoloog, vir kerke om saam te kom, saam te besin oor vraagstukke, saam uit die Bybel teologie te beoefen. Maar so tot die aanloop van die Cottesloe beraad dat hy 'n aardige belewinge gehad.
Hy het agtergekom dat daar allerlei geheime vergaderingkies gehou word waarby die hervormde afgevaardigdes nie betrek is nie. Onder andere. Die hele atmosfeer wat daar geheers het vir hom al meer vreemd gevoel vir die hervormde kerk om teenwoordig te wees. Op die oomblik het daar van op die beraad van eerlike gesprekvoering, soos wat die doelstelling, toe die beraad belê is, was die onderneming gegee, dit gaan 'n gesprek wees oor teologiese sake en 'n teologiese gesprek wees oor die situasie in Suid-Afrika. Maar van 'n teologiese gesprek het daar op die oomblik niks gekom nie. Dit was van die begin af duidelik, dis 'n aanval en 'n aanslag op die Suid-Afrikaanse politieke situasie en 'n poging om die Afrikaanse kerke so ver te kry. Hulle wou graag dat die beleid vanuit die Afrikaanse kerke self veroordeel sal word. En dit het vir Oosthuizen erg ontnigter. Daar was ook 'n onderneming gegee voor die tyd dat daar nie een kerk gaan nie oorstem word met 'n meerderheid van stem nie. Strydig daarmee het hulle besluit om 'n stemming te hou. En die hervormde kerk was alleen in sy afwysing van die verklaring wat daar uitgereik is, en hulle het hulle eie verklaring uitgereik. Dit het inderdaad vir Oosthuizen baie erg ontnigter in sy verwagtinge. Hy het in 1948 gesê, die kerk moet nie in isolasie leef nie. Sy gesindheid teenoor die ekumene was werklik baie positief. Maar na 1948 het die kerk totaal in isolasie verval. Na 1960, na die Kottersloo-beraad, het die kerk inderdaad totaal in isolasie verval. Dit was een van die erge gevolge geweest van die beraad. In 1982 is die kerk ook sy seggenskap van die Wêreldbond van hervormde kerke ontsê. En dit het beteken dat daar vir die jare wat verbygegaan het, nooit daarna interkerklike bevrugting was nie. Die kerk het totaal geïsoleer geleef. En dit is ongesond. Dit is nie goed vir enige kerk om so teologies in afsondering te leef nie. Dit het tot daar was ander gevolge van Kottersloo. Die hele hantering rondom die Geysersaak was maar gesien as gevolge van bitterheid wat daar by die Kottersloo-beraad ontstaan het. Die beraad het tot 'n bietjie verharding gelei. Iets van 'n uitdryfmentaliteit, mense wat nie wil saamstem nie. En ek dink daar kan ook gesê word dat AEG Oosthuizen foute gemaak het. Natuurlik, hy is 'n mens gewees en hy het foute gemaak. En een fout is dat hy na Kottersloo so ontnigter was dat dit by hom bietjie tot verharding gelei het. En hy het nie meer vermoë gehad of lus gewees om te luister na kritiese opmerkinge oor die kerk of die kerklike sake. Vorm van bietjie verharding en daarna het gevolg die mini-afskeiding in 1967 waar die kerk werklik baie sterk teologiese kragte verloor het, wat baie jammer was. En die Kottersloo-beraad het ook gelei tot die stigting van die Wêreldraad van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. In deel 7, u bevindinge, bied u insigte oor
Dominee Oosthuizen se teologie. Nie net sy publikasies nie, maar ook sy prediking, sy opening van die algemene kerkvergaderings, dui iets aan van sy kerklike en sy teologiese rigting. U vra of Oosthuizen bygedra het tot 'n vorm van 'n burgerlike of 'n volksteologie, maar u wys dit ook beslissend af. Wat was die kenmerke van Oosthuizen se teologie en waarom het dit tot u gevolgtrekking bygedra? Ja, Christo, ek kan eintlik min byvoeg by wat ek net ook gesê het, toe ek gepraat het oor die reggeaarde evangeliedienaar. Ek het gesê hy was dit. En sy teologie het ooreengestem met die teologie van die kerk tot op daardie stadium. Ons weet dat daar later, na die 80er jare toe, en daarna allerlei ontwikkelinge in die kerkse teologie gekom het, in allerlei ander rigtings. Maar in sy termyn was hy volledig in ooreenstemming met die kenmerke wat ek net genoem het, naamlik onder andere woordverkondiging wat voorop staan, woordverkondiging wat die hartslag van die kerk is, Christusverkondiging wat die middelpunt is van die kerkse verkondiging, en die Oosthuizen, ek wil net sê, hy het baie erns gemaak met studie. Hy het aanhoudend vir die predikante gesê, hulle moet studeer, hulle moet aanhou studeer. Hulle moet hulle nie besig hou met ander sake en met kleiner taakies en met politiek nie. Hulle moet studeer dat hulle toegerus is om werklik die woord te verkondig. Hy het uitdruklik verklaar telkens dat die kerk geen politieke keuses maak. Hy het aangehou om diskriminasie te verwerp en gesê dat hy sien nie in die beleid wat gevolg word diskriminasie nie, en ook daarin kan 'n mens hom kritiseer. Hy het die ideaal, die teorie van die beleid van afsonderlike ontwikkeling gesien. Maar ek dink nie hy het hom ooit ingedink, rekenskap gegee van die uitwerking van die beleid op die grondvlak in mense se lewens en hulle bestaan nie. Daarom dat hy verwyd is en dat hy verwyd word dat sy patriotisme hom in sy teologie gelei het. Maar ek kon nie gronde vind daarvoor nie. Christo, hy het foute gemaak, dit wil ek toegee. Maar hy het altyd skerp skeiding gemaak tussen sy kultuurbelewinge, uitlewinge daarvan en sy werk en sy dienswerk as predikant. Ek wil graag sê as daar in die kerk, as daar in die hervormde kerk destyds of later vorm van burgerlike godsdienst, burgerlike teologie ontwikkel het, dan was dit nie afkomstig van A.J.G. Oosthuizen nie. Daar kon ander bronne gewees het, dit kon by lidmate geleef het, maar hy het nie die kerk daarin voorgegaan of beïnvloed nie. Ek het geen gronde daarvoor gevind nie. En dan, so ten slotte, u betoog dat daar 'n ewewigtige waardering van die kerk se geskiedenis moet wees. U stel dat die keuse is tussen dankbaarheid en skaamte. Aan die hand waarvan kan die hervormde kerk haar verlede waardeer en haar toekoms tegemoet gaan? Die kerk moet voortgaan om volle aandag en oorgawe te gee aan die verkondiging van die woord.
Dis waarmee die kerk uit die verlede gekom het en dis waarmee die kerk die toekoms moet ingaan. Verkondiging, prinsipieel en aktueel toegepas. Dit is die lewensaar van die kerk en die kerk moet nooit daarvan afwyk nie. Die verkondiging van die genade van God, die vryspraak uit sonde en dood deur die geloof in die Here Jesus Christus. Die kerk moet waak daarteen om opgeslurp te word of beïnvloed te word deur allerlei gulsige ideologiese magte. Ek wil nou nie oor die ideologiese magte nou uitwy nie. Ons weet almal wat dit is, alles in die tyd waarin ons leef. Maar die kerk moet hom by sy taak van woordverkondiging bepaal. Dit is so dat die kerk ook barmhartigheidsdiens verrig en die pastorale werk doen. Maar ons het dit nooit gesien as evangelie nie. Dis uitvloeisel van die evangelie. Maar dis nie die evangelie nie. Die kerk moet voortgaan om die onderskeid te maak, want dit is baie belangrik. Die kerk moet nie toelaat dat sy verlede beswaarder en verkleineer word nie. Daar is soms uitlatinge, mense wat die verlede verag en verkleinerend oor die kerk se verlede en oor die kerk se geskiedenis praat. Christus, dit is waar. Daar in die verlede lê baie pynhope van menslike sonde, kerklike dwalinge. Dit is waar. Maar daar in die verlede lê ook die triomfe van God se genade en God se magtige verlossingsdade. Daarom moet die kerk nooit die verlede minag of geringskat nie. Al is dit ook met dat die verlede vir die kerk tot 'n waarskuwing is in die hede. Maar Christus, die kerk leef nie net in die verlede nie, die kerk leef die toekoms in. Die kerk leef die toekoms tegemoet, die kerk leef die toekoms van Jesus Christus tegemoet. Die kerk verwag die weerkoms van Christus. Ek het daaroor bekommernis dat in die jongste tye die eskatologie, met ander woorde die kerk se toekomsverwagtinge, baie verbleek het. En ek dink die kerk moet erns maak daarvan om te besin daaroor en seker te maak dat in die prediking die toekomsverwagting van die kerk kragtig en lewend gehou word. Dit moet baie sterker leef, dit behoort baie sterker te leef in die lewe en in die gedagtes van die lidmate van die kerk. Die koninkryk het gekom, maar die koninkryk kom. Christus het gekom, Christus kom weer. Daar's 'n neiging as ek so deur die blaaie van die Bybelse dagboek lees, dat geweldige klem gelê word op die hier en die nou. Dit is noodsaaklik. Die koninkryk het gekom. Ons leef in die bedeling na Christus se koms. Maar die koninkryk kom. Die finale deurbreek van die koninkryk, sigbaar word van die koninkryk van God en belewing van die heerlikheid van God, die lê nog voor. Ons moet nie laat dit verswak en uit ons visie verdwyn nie. Dominee Oosthuizen het baie keer gebid en hy het baie keer in sy prediking gesê,
ons moet die woord verkondig en dan moet ons die toekoms met vertroue in die hande van God laat. En dit wil ek tog beklemtoon. Die eenvoudige geloofswaarheid, laat ons die woord verkondig in al sy volheid aan alle mense en dan laat ons die toekoms met vertroue in die hande van God. Christo, ek het met die studie die oogmerk gehad om die dryfvere agter A.J.G. Oosthuizen se leierskap, sy optrede, sy teologie, die dryfvere agter die hervormde kerk se teologie in daai periode 48 tot 64 waarin hy voorsitter was, te ontgin, te bestudeer, dit na te gaan en te probeer om dit te verstaan. Om 'n man se dryfvere, die kerk se dryfvere te probeer verstaan, beteken nie dat jy instem en saamstem met alles wat daar was nie. Maar daar's niks meer verkeerd om te probeer om dit te verstaan nie. En dis in elk geval 'n meer Christelike weg om dit te doen, as om net figure uit die verlede te oordeel of dalk te veroordeel. En as die meer Christelike weg dat ons mekaar vashou en nie mekaar uitdryf uit die kerk nie. En dan ten laaste, Christo, afskeiding en kerkskeuring was nooit deel van die ethos, van die hervormde ethos vanuit Nederland nie. As daar foute is in die kerk, bly ons in die kerk en ons stry in die kerk en ons maak reg wat in die kerk verkeerd is, maar ons verlaat nie die kerk nie. In die verband is die ou woord van Hoedemaker uit die begin van die vorige eeu belangrik. As ons saam siek geword het, moet ons ook weer saam gesond word. Baie dankie vir die studie wat oom gedoen het. Baie dankie ook vir die werk oor Dominee Oosthuizen en ons vertrou dit gaan vir die kerk tot welwese wees en ontginning weer van ons kerk se geskiedenis in ons pad met die woord van God. Baie dankie daarvoor. Thank you.